Goeiemôre. Baie welkom. Dit is 'n fantastiese somerdag en ons is dankbaar vir elkeen van u wat hier is om saam met ons die Here te loof en te prys. Wie besoek ons vandag vir die eerste keer? Kan ons net 'n hand sien? Ons wil baie welkom sê aan spesiale gaste. Ons het vir pastoor Tommy en tannie Wilma, sowel as pastoor Ellen en tannie Elsa. Baie welkom. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. Ons wil graag die program aan die voorhou. Vanaand onthou asseblief om 5:30 het ons aanddiens. Dit is 'n Engelse diens, maar asseblief almal is meer as welkom. Nooi iemand saam. Dit is regtig waar 'n geseënde tyd in die Here. Dan wil ons die volgende onder die aandag bring. Woensdagoggend om 10:00 is ons vroue bidtuur. Woensdag aand ons power hour. Donderdag ons selgroepe en dan Vrydag sluit die skole. En al die kinders is bly. Dan ons dames tee is op Saterdag 25 Oktober. En ons het vir Poppy Hoopvleis wat as spreekster gaan kom optree. So u moet dit asseblief nie mis nie. Die kaartjies is R150 per persoon. So daar is gasvrouens wat tafels gaan dek. So as jy nie weet wie 'n gasvrou is nie, is jy welkom om vir my of vir Don te kom vra. Dan kan jy net kaartjies aankoop. Dan ons gemeente piknik is 'n baie spesiale lekker dag op die 8de November by Hollandse Molen. En ons wil jy motiveer, asseblief kom sit die naam by die inligtingstoonbank op en kom geniet daardie dag saam met ons. Die kostes is R130 per persoon en dan kinders van 3 tot 10 jaar is R80. So bring die piknikmandjie en kom geniet die dag lekker saam. Ongelukkig nie dieselfde prys vir die pensionarisse. Dan ons gemeentekamp volgende jaar 20 tot 22 Maart is R1100 vir u verblyf sowel as 5 etes ingesluit. So daar's 'n papiertjie by die inligtingstoonbank, 'n vormpie wat u vir ons kan invul as u wil saamgaan. Dan wil ons u net herinner, daar is vanaand aanddiens, maar daar is vir die volgende 2 Sondae as gevolg van die skoolvakansie gaan daar nou nie Engelse aanddiens wees nie, maar daar's wel diens in die oggend, so u moet dit nie mis nie. Dan ons verjaarsdag, baie spesiaal, vandag verjaar Byron Gaffley, Dinsdag verjaar Franet Olivier, James Williams en Natasha Estreisen, Woensdag verjaar Sion de Waal, Donderdag is dit Dante Landry en Gertrude Senossi, Vrydag is tannie Lisa Fourie, 'n baie spesiale verjaarsdag vir haar. Sowel as Wikus Jonker en dan Saterdag Megan Johnson. Mag jy 'n wonderlike jaar hê en mag die Here se seën oor u wees op elke gebied van u lewe. Geniet hierdie spesiale dag. Dan gaan ons vir pastoor Sissel vra om asseblief net vir ons te kom open met gebed. Baie dankie. Goeiemôre broers en susters, kom ons staan in die teenwoordigheid van die Here. Die koning van al die konings, prys sy wonderlike naam. Aan hom die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Here, ons dankie dat ons vanmôre u troon kan nader in die wonderlike naam van die Here Jesus. Dis die dag wat die Here gemaak het en ons wil daaroor juig en bly wees. Here, daar's 'n koortjie wat sê, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his gates with praise. En dit is wat ons vanmôre wil doen. Ons wil vanmôre kom om aan u die lof en die eer en die aanbidding te bring. Here, baie dankie vir die woord wat sê die oë van die Here deurloop die ganse aarde om diegene kragtig te ondersteun wat met 'n onverdeelde hart op hom wag. En ek bid vanmôre, Here, dat u self op 'n besondere wyse in ons midde sal openbaar in die wonderlike naam van Jesus. Ek vra dat u elke persoon sal aanraak vanmôre, Here, en dat hulle bewus sal word van u wonderlike goddelike teenwoordigheid. Ek bid vir 'n vaardigwording van die Heilige Gees vanmôre. Here, wat u woord sê, toe die Gees van die Here oor Saul gekom het, toe is hy verander in 'n ander mens.
En daarom bid ek vir 'n vaardigwording van die Gees, sodat ons verander kan word, dat ons anders hier sal uitgaan, as wat ons hier ingekom het. Baie dankie, Here, ons vra dit in die wonderlike naam van die Koning van al die konings. Amen. Dankie, pastoor Sissel. Dankie, Here. Dankie, Here. Who breaks the power of sin and darkness? His love is mighty, and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder? Who leaves us breathless in only wonder? The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the open a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nations with truth and justice? Shine like the sun in all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You would lay down your life. And I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You will lay down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U. In die naam van Jesus. Vader, Vader, ons eer U. Vader, ons loof U.
one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Our sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. And nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil torn before you. Silence the boast of sin and grave. Heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus.
powerful name, Lord. Hallelujah. What a powerful name it is, Lord. There is power in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. If faith can move the mountains, let the mountains move. We've come with expectation. We're waiting here for you. Waiting here for you. You're the Lord of all creation. Still you know my heart. You're the author of salvation. You loved me from the start. Waiting here for you with our hands lifted high in praise. It is you we adore, singing You are everything you promised. Your faithfulness is true. When we're desperate for your presence, all we need is you. Waiting here for you with our hands lifted high in praise. It is you we adore, singing singing hallelujah, 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 singing waiting here for you with our hands lifted high in praise. It is you we adore,
lifted high in praise. And it's you we adore, singing You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, oh Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your Hallelujah. Thank you, Jesus. Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your Kom name. ons sal by die Here daar waar hy staan vanmôre. Kom ons
aanbid hom. Steek jou hande vanmôre op. Worship you, Jesus. Jesus, Lamb of God. Jesus, our Savior. Jesus, our healer. O Here, ons lig U op vanmôre. Dankie vir die voorreg om U naam te kan uitroep vanmôre. Ek dank U vanmôre, Here, vir die voorreg om U te kan prys en te kan eer, te kan aanbid as die lewegewende God. Dankie, Here, dat U dit vir ons gee as mens. Dis 'n geskenk, Here. Dis nie deur iets wat ons gedoen het nie. Maar ons eer U vanmôre dat ons U kan aanbid. Ons eer U vanmôre, Here, vir U liefde. Kom ons sing dit nog so 2 keer saam. Jesus, Lamb of God. En daar waar jy staan, uit jou hart uit begin die Here net loof en aanbid. Oh, kom ons aanbid hom. Worthy is your name, Jesus, Lamb of God. Worthy is your name, Oh, Jesus, Jesus, Lamb of God. Worthy is your name, oh, Jesus, Jesus, oh, Lamb of God. Worthy is your name. let's worship Him, oh, Jesus, Jesus, Lamb of God. Worthy is your name, Jesus, Lamb of God. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Rabasheme, Toroko Samama, Darabasheme, O Rabasheme, Derekasumondoro, Larabasheme, Irakasaman, Dere Larankushengen, Dere Larabasaman, Lorobatinda, Toroko Semen, ons aanbid U vanmôre, Here. Ons loof U heilige naam. Ons lig U vanmôre op. Here Jesus, U is waardig om aanbid te word. Here, U is waardig. U is die koning van die konings. Prins van vrede, lelie van die dale. O, ons aanbid U net vanmôre, Here. U is heilig, U is waardig om aanbid te word. Halleluja. Halleluja, prys U naam, ons prys U naam. Dankie Here vir die voorreg om vanmôre so by mekaar te kan wees. So saam te kan trek, al U kinders. En ons wil sê, Here, ons is lief vir U. Baie dankie, Here, vir wat U vir ons kom doen het, sodat ons vanmôre vry kan leef. As die kinders kan leef, maar meer as dit om U te kan aanbid. In die teenwoordigheid kan staan, Here, waar nie net ons gees en ons siel en ons gedagtes vernuwe word nie, maar ook, Here, waar ons met krag aangedoen word. En ons U net kan oplig. We lift up the name of Jesus, for the name of Jesus lifted me.
word verheerlik in ons lewens. Terwyl ons rondom die woord sit, dankie dat U ons aanraak. Dankie dat U ons versterk. Ons prys U naam. Amen en amen. U kan die sitplekke neem, baie dankie. Ek sê baie dankie aan die aanbiddingspan, ons waardeer julle. Is die gemeente hier vanmôre? Ons waardeer julle. Handeklap is wonderlik, maar kom ons sê amen. Prys die Here. Groot voorreg om saam met U te kan wees vanmôre, met U die woord te kan deel. Wat 'n interessante week was dit net nie. En voor ons gaan begin lees in die woord, kan as die Bybel sê oopmaak by Johannes 6. Johannes 6, ons gaan van vers 60 af lees. Laas week het ek vir u iets, of met u iets gedeel rondom August Roden, wat gesê het, nothing is a waste of time. Nothing. En dan sê die volgende, hy sê, if we use the experience wisely, nothing is a waste of time. Nou vanmôre saam met dit, wil ek vir die kinders van die Here sê, en dit is 'n onbekende persoon wat dit geskryf het, have the ability of a mirror. It never loses its ability to reflect, even if it is broken into 1,000 pieces. It never loses its ability to reflect. Wat reflekteer ek in u? En ek wil vanmôre 'n bietjie met u deel rondom waarvan is ons oortuig. Want ou leef tog vanuit oortuiging uit, né? Waarvan is ons oortuig? Die vermoë om soos 'n spieël te wees. Okay, pastoor, ja, nou reflekteer ek myself, maar ek wil dit gebruik vanmôre in terme van Jesus Christus in jou lewe. Want jy sien, toe ek nou vir u sê, wat 'n week, in terme van the Feast of Trumpets, was daar hierdie ding, mense het gesê, die Here gaan kom, en daar was ouens wat kwaad geraak het oor dit, en ek het so 'n bietjie gaan volg op sosiale media. Wie van u volg soms iets op sosiale media? Mense, en was daar nou 'n deurmekaar spul gewees. Dit was chaos. En ek sit en ek kyk so, en nou van hulle is ongelowiges, van hulle is gelowiges, al hierdie goed, en ek sê, Here, as u hoor, wel die Here weet, maar as mense moet sien wat gelowiges kwyt raak op sosiale media, hoe maak hulle partykeer op die TV? En ek sê, Here, u kinders, ons lewe vir u. Ons fokus is op u. Ja, ons lewe met die verwagting dat Jesus weer gaan terugkom. En ek gaan vanaand 'n bietjie deel met u oor no changes. Interessant, né? No changes. U sal maar moet kom luister. U sien, elkeen van ons wat vanmôre in hierdie kerk sit, toe u by daai deur ingestap het, was op verskillende bladsye van u lewe. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit. Verskillende ervarings, die manier wat jou huishouding loop, wat jy beleef het in die week. Elkeen van ons,
En ons kan nie mekaar oordeel nie, want jy weet nie waar is 'n ander persoon nie. Jy weet nie wat is hulle reis nie, jy weet nie waarmee hulle sukkel nie, jy weet nie wat se probleme het hierdie week in hulle lewe ingestap nie. Maar een ding kan ek vanmôre vir u sê, ten spyte van hierdie lewe wat met baie goed in ons lewens instap, soms ongenooid, onverwags, wil ek vir u sê, koning Jesus leef, hy leef vir tyd en vir ewigheid, hy is dieselfde, hy was dit gister, hy is dit vandag, en hy sal dit tot in ewigheid wees. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Maar baie keer in ons lewens word ons deur geloof gedryf, gebaseer op wat ons beleef, wat ons sien. En geloof vir die kind van God is belangrik. In Korintiërs, 2 Korintiërs 5 vers 7, sê Paulus, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Gaan lees 1 Petrus 1 vers 7 tot 9 ook. Maar ek wil hê lees vanmôre saam met my Johannes 6 van vers 60 af. En baie van sy disippels het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Nou, vir u om dit te verstaan, kan ek vir u huiswerk gee, gaan lees Johannes 6 van vers 50 af, 53 tot 58, hy sê, as julle nie my liggaam eet en my bloed drink nie, dan het julle nie deel aan my nie. Nee? As jy dit net so hoor, is dit nou nogal 'n bietjie 'n moeilike ene, né? Maar gaan lees die gedeelte. Kom ons lees verder. Hy sê, en Jesus het in homself geweet dat sy disippels hieroor murmureer, en hy sê vir hulle, is dit julle tot 'n aanstoot? Hoe dan, as julle die seun van die mens daarheen sien opvaar waar hy tevore was? Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en is lewe. Maar daar is sommige van julle wat nie glo nie. Want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie glo nie, en wie hy was wat hom sou verraai. En hy sê, om hierdie rede het ek vir julle gesê dat niemand na my toe kan kom as dit hom nie deur my Vader gegee is nie. Nou, net vinnig daar, as dit nie deur my Vader gegee is nie, die oortuiging van die Heilige Gees, van sonde, geregtigheid en van oordeel. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam met hom gewandel nie. Nee, pastoor, die Bybel is verkeerd. Kom ons lees dit weer. Gaan vir my. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan. Waarheen? Teruggegaan na hulle omgewings, teruggegaan na dit wat hulle aan gewoond was, terug na karakters toe, terug na baie goed in hulle lewens, en nie meer saam met hom gewandel nie. Jo. Toe sê Jesus vir die 12, en hulle was ook daar, wil julle nie ook weggaan nie? Kan dit Jesus wees wat dit sê? Ek meen, almal wil by Jesus wees. Julle nie ook weggaan nie? En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Here, na wie toe sal ons gaan? Sjoe. En ons het geglo en erken dat u die Christus is, die Seun van die lewende God. Net tot daar. Jy sien, soms in ons lewens kom gebeur groot en geweldige goed. En terwyl ek hierdie week kyk na wat mense sê rondom al hierdie gebeure hierdie week, die fees en wat nie gebeur het nie, gebeur hoe mense mekaar aanval. Gelowiges op sosiale media. En ek sit en ek sê, Here, ek sê, kom deel tog met my rondom
wat besig is om te gebeur. En weet jy, as kind van God, toe die Here hierdie gedeelte vir my oopbreek en hy begin met my daaroor praat, toe sê ek, Here, maar ons dink dit was of is uniek aan vandag. Dit is nie uniek aan vandag nie, hulle het daai tyd alreeds ervaar. Mense het geniet wat Jesus gedoen het. Mense was opgewonde oor wat Jesus gedoen het. Kom ons wees eerlik, daar was geloof in hulle harte opgewek. En toe Jesus begin praat oor die neerlê van die self. Jy moet deel van my word. Jy moet my leer ken. Jy moet my dien. Jy moet my liggaam gebruik. Want wat verklaar jy? Deur die liggaam van Christus, wat sê hy? Deur die voorhangsel heen het ons vrye toegang tot God se teenwoordigheid gekry. Deur sy liggaam. En sy bloed het ons skoon gewas. Nou hier kom die groot ding. As ons dit beleef in Jesus sê, maar dis wat julle moet doen om deel aan my te hê. Saam met my te stap. Nie net 'n ervaring nie, maar 'n dieper belewenis. Nou wat sê hierdie ouens? Nee, ons kan nie alles neerlê nie. Ons kan nie alles wegsit nie. Wat? Kom ek sê vir die disippels, en kom ons wees eerlik, hier sit baie pastore, ek moet my storie vanmôre mooi praat. Ek voel baie nederig, ek is die domste. Maar kom ons sê hierdie ding vir mekaar, hulle moes baie goed in hulle lewens neerlê. Hulle het hulle huise verlaat, daar was fisiese goed, daar was ander goed wat hulle moes leer lê om die meester te volg. En nie te volg nie, 'n belewenis te hê, maar baie van die ouens wat bygekom het, het beleef, ek meen hulle was gevoed, hulle was, wat nog? Hulle het genesings gesien, wonderwerke, hulle het die woord gehoor, en dit het in hulle harte geloof kom wek. Maar toe die Here met die hart kom praat, toe kom Jesus op die plek waar hy vir hulle sê, ek wil hê julle moet sien wat in julle eie harte aangaan, want Jesus het geweet. Hy weet alles. Wat is in jou hart? Ek het hierdie week, toe vra ek, Here, wat is in die kerk se hart? Want ons is die kerk. Hulle sien wat Jesus doen en van wat hy sê. En hulle glo hoe wonderlik. En dit wat hy doen, hoe hulle deel daarvan kan wees. Dan kom hulle op die plek waar sake moeilik raak en hy met die hart begin praat en werk. En dan stap disippels weg. Kom ons sê dit vanmôre vir mekaar, dis 'n moeilike een. Toe stap disippels weg. En iewerste in jou lewe het jy seker 'n rede om te kan wegstap. As jy het, steek jou hand op. Ek sê nie jy het weggestap nie. As jy 'n rede het, is daar seker 'n rede wat jy kan wegstap. Want dit maak nie sin hoekom God sekere dinge in ons lewens toelaat nie. Maar nou vra Jesus die disippels wat by hom is, waarvan is julle oortuig? En ek vra vanmôre kerk van God, waarvan is ons oortuig? Op watter punt gaan dit kom in hierdie ou wêreld as die Here nie gekom het nie? Wat mense gaan wegstap van hulle geloof in Christus. Want watter punt gaan daar kom wat mense hulle harte dalk verhard? Want die woord sê dit vir ons. Hy sê dit en ek wil hê ons gaan dit nou lees in die Amplified.
Ons gaan dit nou lees in Hebreërs 3, Hebreërs. En Jesus vra vir hulle, wil julle nie ook weggaan nie? Hy vra 'n eerlike vraag, 'n opregte vraag. En weet jy wat baie keer in ons lewens, wil ek vir jou sê, jy gaan deur moeilike goed, en jy ervaar hierdie swaar in jou hart, en in jou gees, en veral in vandag, wat mense, en ek sê dit baie keer, mense in die Kaap kry swaar, maar as jy gaan kyk oor die wêreld, mense kry swaar. Hulle beleef moeilike tye. Maar hier is die groot ding. Om by Jesus te bly en om te volg, het beteken dat hulle teen die oortuigings en die verklarings van die dag, teen die samelewing en teen leiers van die dag, moes staan gegrond in Jesus Christus. Dit het hulle ongewild gemaak. Selfs vyande van die grootste militêre mag van daardie tyd. Dit het hulle ongewild gemaak van leiers, kennisse en selfs geliefdes, om alles te los en hierdie Jesus onvoorwaardelik te volg en te ervaar. Onthou hulle, terwyl hierdie ouens van hulle wegstap van die Here af, en alles neergelê het, en onthou, dit was kultureel, mag van gewoonte, geleerdheid, ek dink net aan Saulus, geleerde man, wat baie gehad het, geken het, goed gedoen het, wat verander sy lewe? Jesus Christus, 'n ervaring met Jesus Christus. 'n belewenis, 'n ervaring met die lewende God deur sy seun Jesus Christus, sy enigste seun in die krag van die Heilige Gees. En dis wat ons nou sien in vers 68, sit vir my weer vers 68, net hier op die bord. En Simon Petrus antwoord hom, Here, na wie toe sal ons gaan? En ek kan dit sê, as ons wegstap van Jesus af en die genade wat God deur die werk wat op die kruis geskenk het, as ons wegstap daarvan, wie gaan ons help? Gaan Satan jou help? Nee. In menslikheidsterme kan ons mekaar ook net help tot op 'n punt. En terwyl ek daardie goed lees hierdie week, sê ek, Here, ek sê, jy moet die kerk kom help. En die Here kom deel iets besonders met my, uit dit wat Simon Petrus antwoord. Hy sê, U het die woorde van die ewige lewe. Dit beteken nie net vir as ons eendag huis toe gaan nie. Dit beteken woorde wat lewe gee hier en nou, ten spyte van omstandighede, ten spyte van moeilikheid, ten spyte van siekte, ten spyte van wat ons ook al deurgaan, sê die Here, as jy net op my sal vertrou, jou geloof in my sal sit, sal staan en sal toelaat dat ek met jou kan ontmoet. Dan vers 49. Hy sê, en ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. Hulle het dus nie net geglo dat Jesus die Seun van God is nie. Hulle het dit geweet. Nou wil ek jy gou iets vertel. As jy iets weet,
dan weet jy. Is ek reg? Brother Kosie. As jy iets weet, dan weet jy, né? Nou, ekskuus dat ek my vrou gebruik. My vrou staan geop. Is sy nie pragtig nie? Staan geop. Is sy nie pragtig nie, julle? En sy's rooi en mooi en man, die dag toe ek aan haar verloof raak, toe weet ek sy het my lief. Pastoor, hoe kan jy sulke goed sê? Want sy het getrou vir liefde en not for looks. Julle lag lekker, nee. Toe ek aan haar verloof geraak het, het ek 154 kilogram geweeg. Ek was so groot. As jy my nie glo nie, kom vra, sy sal vir jy die foto wys. My ma het gesê, hier is my seun Edmund, so lank en so breed soos die Here se genade. Ek het geweet, daai vrou is lief vir my. My tannie dubbel is nie 'n storie nie. Onvoorwaardelik. Want weet jy wat, dit was nie net deur die feit dat sy vir my ja gesê het nie. Dit was deur die feit, deur dit wat sy aan my bewys het, en aan my gedoen het, en saam met my gedoen het. And I just knew, hierdie is die vrou vir my. My liefie, baie dankie dat jy met my hou, hoor. Hulle het dit geweet, deur ontmoeting, deur belewenis, deur die krag van God, en deur verhouding. Dis hoe hulle dit geweet het. Is nie net goed wat hulle gepraat het oor, en gelees het nie. Hulle het in hulle harte geweet, dat Jesus regtig, hy's regtig, die seun van die lewende God. En ek wil vanmôre 'n stelling maak in hierdie kerk, en ek wil hê jy moet my mooi hoor. Om net te sê, jy glo in Jesus Christus, die Here, is nie genoeg nie. Jy moet iewers op 'n plek kom, om dit te beleef, en om dit te leef, en om dit in geloof uit te gee. Ons moet iewers op 'n plek kom, want as mense na jou kyk, dan sê hulle, my vaderland is nie net woorde nie, kyk wat doen hierdie ou. Hoe baie keer, en skies dat ek dit gebruik, hoe baie keer sê ons, ag my ou broer, ek bid vir jou. Pastoor Albert, kom hier, skies. Dis ons medeleraar, hoor, saam met my, ons is gelyk in hierdie gemeente. Ek is baie lief vir hom. Here, mag jy hom seën, mag jy hom geestelike openbaring gee. Here, mag jy hom gebruik, kragtig tot eer en verheerliking van die groot en die heilige naam. Hy is die seën en geseënd is hy op elke gebied van sy lewe. In Jesus naam, amen. Ek sê dit nie net nie, ek doen dit. Wat is die oortuiging van u hart? Ons baseer ons geloof op ervaring. Ons baseer ons geloof op wat ons sien. Ons baseer ons geloof op wat ons hoor. Ons baseer ons geloof op wat mense sê. En hier kom Job. Hy sê, ek het altyd gehoor wat mense van u sê. Maar nou het ek u van aangesig tot aangesig ontmoet. Ek weet u is die lewende God. Hoe so Job? Ek het met hom gepraat. Ek het met hom geredeneer. Daar was verhouding. Ek weet God bestaan. Halleluja.
weet hy bestaan. Halleluja. Rabba Shemekeskuruhukush. O Here, kom ek moet met die kerk. Ek weet in my hart, Here, dat U leef. My God leef. Hy leef. Hy het opgestaan. En hy kom binnekort terug. Ek gee nie om of dit dan was in die week wat hulle sê, nou wat in die toekoms nie, hy kom terug vir 'n bruid wat skoon en rein is. Hy kom vir 'n kerk wat hom verwag. O, Here Jesus. Sy Gees, die Heilige Gees woon in jou. Die hele tyd. Hy help jou, hy lei jou. En hy bewys jou die liefde van God die Vader. Jy weet die woord sê, dat die Heilige Gees is oor jou. Hy woon in jou, en hy werk deur jou. Hy wil jou gebruik. Maar Petrus antwoord, en ek gaan vra, sit weer vir my vers 69 op asseblief. En mag hierdie woorde in jou gees vasslaan. En ons het geglo en erken dat U die Christus is, die Seun van die lewende God. Glo en erken. As jy sê glo en erken, dan moet jou dade by dit uitkom. Ek sal nooit vergeet nie, die pastoor en sy vrou wat vanmôre saam met ons is, pastoor Tommy, Wilma, ek was ook so seentjie voor hulle. So. En ek wil vir u sê, in die oortuiging van wie God is, een van ons pastore, pastoor van der Merwe, hy sal by die Here, julle onthou pastoor van der Merwe. My pa was die sonnaskool superintendent, en pastoor Tommy het dit geweet. Kyk nou, my pa kon raas en bid, maar hy het die kinders so na die Here toe gelei en gewerk. En een Sondag, of nee, een dag in die week, toe hoor sy vrou na skool, dis die middag, hierdie geweldige geraas en lawaai. Sy storm uit in die gang en sy hoor, maar hier's 'n gegil op die top van hulle seun se stemme. En sy skrik, sy hardloop kamer toe na sy kamer toe en sy pluk die deur oop. En hier staan hy sy bed, op sy kussing staan sy Bybel so. En hy's op sy bed. Ne? Nou speel daar musiek, hulle het nog typespelers gehad. Die type speel en die musiek, geestelike musiek speel. En hy spring, maar hy gil. En sy ma sê, wat gaan met jou aan? Wat doen jy? Hy sê, ek is Eddie. Ek prys die Here. Sal tot vandag dit nie vergeet nie. Daai jong man is in die bediening vandag gewerk vir die Here. Ons dink wat ons leef, gaan tot niks. Ek wil vir jou sê, jy weet nie wat God in ander se lewens doen, deur jou bediening. Jy dink dalk, jou verklaring en dit wat jy uitleef, beteken nie veel nie, maar ek wil vir jou sê, jy kan net nie sien wat God sien nie.
vertrou hom daarvoor, leef dit, moet dit nie net glo en sê, ja, ek vertrou die Here vir hierdie oomblik, en, of ek vertrou die Here vir 'n bediening nie. Weet jy wat, begin vir jou kinders bid, begin vir jou medemens bid, as die baas by die werking kom en sê, ek weet nie, hoe gaan ons hierdie maand maak nie, as die baas staan, sommer net die Here, ons roep die naam uit, in Jesus naam, oor ons besigheid, oor ons baas, en ons vertrou U dat U 'n wonderwerk gaan doen vir ons. Leef vanuit jou oortuiging. Want waar staan jy vandag? En vanuit jou ervaring, weet jy wie Jesus is? Regtig is. Die vraag is, waarvan is jy oortuig? Waarvan is jy oortuig? Hierdie week het ek gesê, Here, ek lewe in die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ek lewe vir U. I'm living for you. As dit nou moeilik gaan, dan leef ek vir U. As daar uitkoms is, dan leef ek vir U. En as die die teer slaan, soos die jong mense sê, en dit gaan moeilik, en jy kan nie sin maak oor wat gebeur en hoekom dit gebeur nie, dan leef ek vir U. Onthou jy laasweek se preek? Die Here is my herder. Jy's deel van dit wat God besig is om te doen. Laas Sondag aand, toe deel ek net hierdie ding. Toe sê ek, ons moet onthou dat God sê in die laaste dae gaan ek my gees uitstort op alle vlees. Kan ek jou 'n vraag vra, is jy gereed wanneer God sy gees uitstort om deel te wees van dit? Is jy gereed? Of staan ons op die kantlyn en ons sê, nee, moenie so maak nie, maak so, doen so. Die Here soek nie dit nie, die Here soek mense wat sê, hier's ek. Here, ek is gereed. Here, ek klim in. Ek stort my hart uit, want ek weet my God leef. My koning is in beheer. En ek vra jy vanmôre, is jou koning in beheer? Weet jy wie Jesus is? As jy nie weet nie, kom praat met ons. Hier sit pastoor Alwyn, hier sit ek. Want ek gaan dit vir jou sê, jy mis uit. Jy mis uit. Op groot goed wat die Here doen. Nie besig is om te doen nie, doen. Doen waar ons beweeg. Amen. Kom ons staan. Sit vir my vers 68 van net, of sit vir my Hebreërs op Hebreërs 3, vers 13 in die Amplified. Kyk saam met my hier op die bord. But instead warn, admonish, urge, and encourage one another every day. Nee, ek wat so sê nie is die Bybel, is die woord van God. Every day. As long as it is called today. Moenie wag vir môre, moenie sê, okay, ek sal dit môreoggend of Vrydag doen nie, jy doen dit nou, vandag. That none of you may be hardened into settled rebellion by the deceitfulness of sin, by the, kom ons volgende, fraudulence, stratagem, the trickery which the elusive glamour of his sin may play on him. Waarvan praat? Ek, my hart. En weet jy wat was vir my so verskriklik hierdie week? Ek weet nie asof ek dit wil sê nie.
dat gelowiges goed kwyt raak op sosiale media. En hier, terwyl ek hierdie goed lees, kom 'n ou in en weet jy wat sê hy? Hy kom in en hy sê, ek gee nou nie om wie wat sê nie, ek is nie 'n gelowige nie. Op die sosiale media. En die volgende oomblik sê hy sê hierdie woorde, hy sê, ja, julle het 'n mooi voorbeeld. Hy sê, hulle moet almal wat groot doop, almal wat glo in die wegraping, en almal wat kerk toe gaan, moet hulle verban in die land. En ek wil eers, Pastoor Alwyn, hoe het ou Pastoor Kater altyd gesê, daar het 'n goddelike ontevredenheid in my opgestaan. En ek het gedog, Here, vandag gaan ek hierdie ouens uit die woord. En ek sit so, ek sê, Here, dit gaan my dalk ook nou nog 'n vyand van hulle maak. Maar wie ek sit net daar en ek sê, Here, red mense se siele. Dis hoekom die Here dalk nie gekom het nie. Red sy siel, red 'n ander se siel. Here, hierdie was dalk die grootste toets vir die kerk, om te sien waar ons hart is. Is ons reg of is ons nie reg? Maar ek sit daar en ek sê, Heilige Gees, beweeg U en gaan werk in daai harte en in die gees van die mens. For we have become fellows with Christ the Messiah and share in all He has for us. Share in all He has for us. If only we hold our first newborn confidence. Your newborn confidence. Hoe was jy die dag toe jy tot bekering gekom het? Pastoor Tommy? On fire for the Lord. Ek onthou. On fire. Dink oor dit, mense. Hold our first newborn confidence and original assured expectation. Kerk van die Here, het julle nog 'n expectation? Julle nog 'n verwagting? Wat wil jy van die Here hê? Nie tydelike goed nie, man. Geestelik. In virtue of which we are believers, firm and unshaken. Unshaken to the end. Vra dit van die Here nou, daar waar jy staan. Sit vir ons net weer daai van net vers 14. Vra saam met vir my, of saam met my, bid dit saam met my. For we have become fellows with Christ. Lord, we are walking with you, the Messiah. And we share in all you, what you have done for us. And Lord, I pray that we will hold our first newborn confidence in you. An original assured expectation. Lord, give the church an expectation of your Spirit in our hearts. Holy Spirit, come and ignite us once again, in virtue of which we are believers, firm, Lord, and unshaken. Lord, firm and unshaken in you, not by what the world says, not by what people think, but what we know, who we know you are. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You are the great I am. You paid on the cross for us. You paid the price, and you did send the Holy Spirit. And Holy Spirit, come and ignite the church. Holy Spirit, lift us up so that we would be unshaken unto the end. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And we thank you for that. Dankie, Here.
Ons bid dit in Jesus naam. In Jesus naam. Ek gaan vra dat die orkes na vorentoe gaan kom. Pastoor Alwyn gaan ook vir ons afsluit met gebed. Ek wil u uitnooi vanaand. Ons gaan praat oor no changes. Die Here het met my iets gedeel oor no changes. And I want you to come and listen and come and serve the Lord with us. Vanaand ons Engelse diens, kom dien die Here saam met ons. 5:30 hier by die kerk. En kom ons soek die aangesig van die Here. Amen. Pastoor Alwyn, daar is die mikrofoon. Pastoor Alwyn gaan vir ons afsluit met gebed. Ja, ons gaan sing en dan kom sluit jy vir ons af. Kom ons gaan worship song, praise, is reg. Because we are unshaken. Amen. Is dit jou verklaring soos wat Petrus verklaar het? Here, na wie toe sal ons gaan? Ons kan net by U bly, want U is die woord wat lewe gee. Amen. Ja, en U is die seun van die lewende God. Staan in U en ons hou vas aan U. Baie dankie. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body, He touched my mind. He saved me all just in time. I'm gonna praise His name. He said it's still the same. Oh, I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. When I think of His goodness and what He's done for me, when I think of His goodness and how He set me free, I'm gonna clap, 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 clap all day. Of His goodness, and what He's done for me. When I think of His goodness and how He set me free, I'm gonna dance, 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 dance all day. When I think of His goodness and what He's done for me, when I think of His goodness and how He set me free, I'm gonna jump, 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 jump all day. Oh, look what the Lord has done. The Lord has done. He healed my body, He touched my mind, He saved me all just in time. I'm gonna praise His name. He said He's still the same. Oh, I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. Praise Him, look what the Lord has done. Hallelujah, 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 hallelujah. Hoe groot God aanbid ons nie. Amen. Broers en susters, ek wil net gou iets sê. Ek gaan nie preek, joh. Toe pastoor Edmund praat oor sy vrou en hulle verhouding, al was sy so lekker groot gewees. Toe besef ek net weer dat ons verhouding met God moet so wees, dat ons so kragtig in Hom is, en so sterk in Hom is, dat ons nie vir mense hoef te sê, ek bid vir jou nie, moenie worry nie, ek bid vir jou nie. Daar was 2 mense wat vanmôre na my toe gekom en onmiddellik in my gees, het ek geweet, my God is naby genoeg aan my, en in my, en by my, en ek gaan sommer nou vir hulle bid. En ek wil hê, weet jy, as jy wil voorkom om te lieg vir iemand en sê, jy gaan vir hulle bid sommer dadelik vir hulle daar. Is dit reg so? Man, die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is ons koning en hy leef tot in alle ewigheid. En ons is syne en hy is ons in halleluja. Prys die naam van die Here. Dan wil ek gou hê, jy moet net iets doen. Kyk so na jou hand. Dan sê jy, dis ek. My identiteit is in hierdie 2 hande. Wys jou hand so vir die ander een. Sê, dis nie jy nie. Dis ek. En ek is kosbaar en waardevol vir die Here. Nou volgende week praat ek oor dit. Is dit reg so?
Halleluja, ek is opgewonde oor wat die Here in my gees gedeel het. Loof sy groot naam. Nou wil ek hê, ek en Donnie kom staan hier by my. Ek wil hê ons moet bid vir pastoor Edmund Villeneuska. Hulle gaan so bietjie na die ander kant van die waters. Weet jy my broer, laat ek vir jou sê, net selfs daar is die Here, hoor. Ek stap in 'n kathedraal daarin en ek dog, hier is al hierdie mense, weet nie waar die Here is. Ek huil, ek gaan kniel daar voor die Here. Ek sê, hierdie is sondaars, Here. Hulle stap in hierdie kathedraal en die gees van die Here kom oor my in 'n Franse kathedraal, dat dit voel soos kerk. Die Here is daar waar sy kinders is, halleluja. Prys sy wonderbare naam en ons bid vir hulle, ons bid vir die bewaring van die Here oor hulle. Ons bid vir die lewe wat God gee en dat die Here julle sal bewaar en beskerm waar julle gaan en dat die Here hulle veilig vir ons terugbring. Sal jy hande na hulle uitsteek. Hulle is 2 weke weg, maar ek is daarom hier, ek preek hoor, so julle beter nou nie wegbly nie. OK. En julle moet mense bring. Halleluja. Loof die Here se naam. Halleluja. Steek jy hande na hulle uit. Here Jesus. Hoe groot en wonderbaar is U. En hoe wonderlik is dit om U kinders te kan wees. En hoe wonderlik is dit om U kinders na God toe te bring. En te weet, U is naby hulle, Here. U is by hulle. U hou hulle hand in U sterke hand. Die regterhand van God is op hulle, halleluja. En ek bid dat die beskerming van die Here oor hulle sal wees. En dat hulle sal dit geniet. Dit wat U vir hulle gegee het om te geniet, Here. En dat U hulle veilig weer by die gemeente sal terugbring in die naam van die Here Jesus. O Here, maak vir hulle 'n wonderlike tyd daar, dat hulle sal vergeet van al jou probleme en dinge en net sal gaan geniet wat U vir hulle in hulle hande gegee het. In die kosbare naam van Jesus bid ons dit, Here. Here, seën hierdie gemeente. Here, ek bid vir 'n verhouding. Ek bid vir 'n ingryping van die Heilige Gees in die harte van sy mense, Here. Ek bid vir 'n uitstorting van die Heilige Gees in hierdie kerk, Here. Ek bid dat U sal kom en woonplek maak saam met die kinders, halleluja. En dat volgende weke ons sal ervaar, U kom net baie nader aan ons, halleluja. In U naam bid ek dit vanmôre. En ons gaan nou met die vrede van Jesus Christus. En as U vrede gegee het, kan die duiwel dit nie van ons steel nie. Ek bid dit in die naam van die Here. Ons verhouding bepaal ons vrede. Halleluja. Ons eer die wonderbare naam. Gaan met die kerk in Jesus naam. Amen en amen. En die kerk sê amen. U gaan in die vrede van die Here. Look what the Lord has done. Look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me, oh, just in time. I'm gonna praise His name. You say you're still the same. Oh, I'm gonna praise Him. Look what the Lord has done. When I think of His goodness and what He's done for me, when I think of His goodness